Goeiemôre, welkom by Siklus 6 week 1 se geloofsgewoonte. Gewoontes wat ons nou nodig het om mee te leef, om te hoor, te leer en te doen. Geloofsgewoontes gaan oor binnegewoontes wat ons help met selfondersoek en groei en verandering. Dit gaan oor buitegewoontes wat ons help om die wêreld 'n beter plek te maak en saamgewoontes wat ons nader aan mekaar bring om meer bewus te wees van God. Nou in Siklus 6 is ons besig met die boek Prediker, wat deel is van 'n groep boeke oor wysheid. Wysheid kan gesien word as die kennis en die vermoë om dit te kan gebruik. Dit het te doen met ervaring en feite en waarhede en beginsels en waardes en dan die vermoë om dit alles met goeie nadenke en goeie oordeel te gebruik en te integreer in jou lewe en in die lewe oor die algemeen. Dit is om te weet wat goed is en om dit toe te pas elke dag in jou lewe. Vir ons as kinders van die Here leer Psalm 111 dat wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig. Ons kan nie oor wysheid dink sonder om te weet en te verstaan dat wysheid begin om die Here te dien, om oorgegee te wees aan die Here. Prediker roep ons om saam en diep na te dink oor die vraag: wat is die sin van die lewe? Wat gee my lewe betekenis? Met ander woorde, hoe kan ek wys wees en hoe kan ek met wysheid leef elke dag? Dis wat betekenis gee in my lewe. Hierdie week se leefgewoonte is nadenke. Dit is juis 'n binnegewoonte wat ons help om daardie vraag vir onsself bietjie meer uit te rafel. Nadenke help ons om te dink oor ons lewe, om bewus te word van God in ons lewe elke oomblik. Ons maak dit meer spesifiek vanoggend met die vraag: wat maak my dag sinvol en hoe sien ek God binne dit raak wat vir my sinvol is? Ons gaan dit doen met die nadenkkaart waarna ek Sondag verwys het. So die vraag is: wat maak jou dag sinvol? Teken 'n nadenkkaart. Sien die voorbeeld wat ek die link vir julle deurgegee het ook. En dit werk min of meer so. Gebruik enige bladsy. Skryf in die middel van die bladsy jou antwoord op die vraag: wat maak jou dag sinvol? Omkring dit. En dan watter dinge, sake, issues assosieer jy daarmee? Om dit daarmee te help, is daar 4, 5, 6 vrae wat jy kan antwoord. Die eerste een is, en dit kan jy gebruik as die takke wat jy dan die vraag mee antwoord om die kaart verder te teken. Die eerste vraag is: wat beteken dit? En die vraag is: wat beteken dit vir jou? Die tweede vraag: hoekom is dit vir jou sinvol? Wanneer is dit vir jou belangrik en sinvol? Die derde vraag. Die vierde vraag: hoe is dit vir jou sinvol? Vyfde vraag: wie assosieer jy daarmee? En dan die laaste een: waar is dit vir jou belangrik en sinvol? En skryf hierdie vrae of antwoorde op hierdie vrae as takke neer wat uitloop en omkring jou antwoorde wat jy gegee het. En jy kan die takke en ook dit wat jy omkring het ook verder op dieselfde manier hanteer om dit nog verder te onderrafel. Maar die uiteindelike vraag wat jy antwoord na dit alles is: hoe sien en ervaar jy God binne dit, hierdie prentjie wat jy nou geteken het as 'n sinvolle dag? Klik gerus op die skakel ook wat aangestuur is om die nadenkprentjie oop te maak, die voorbeeld daarvan te sien en dan jou eie nadenkkaart te teken, of gebruik ook die leë-ene wat saam met hierdie nadenkkaart is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vandag. Gee ons krag en wysheid om vandag sinvol te leef. Through the way things appear, you're looking into my heart.